Hartlik goeiemôre aan ieder en elkeen van u hier in die huis van die Here. Ons Witbank mensies en Loot, hulle is almal hier. Ja, nee, ons is dankbaar dat ons besoekers het hier vanmôre en julle kan dit gereeld meer doen daar van Witbank se kant af. Bring net die gades saam, dan word ons nog meer. Broers en susters, kom ons sluit net die oë wanneer ons begin. Ons mag nou voor die tyd begin, want ons neem ons nou maar net op volgens Greg daar agter. Sê, is dit reg? Kom ons sluit die oë. Liefdevolle God en Hemelse Vader, o Here, ons wil vir U baie dankie sê vir hierdie Sabbatmôre, Here. O Here, ons wil vir U baie dankie sê, Here, dat U iemand soos E.G. White geïnspireer het met die woord en met waarhede. Baie dankie, Here, dat ons ook haar skrywe wat sy per pen neergelê het, kan oordink en kan bepeins vanmôre. Baie dankie, Here, ook vir ander wat ook met die Heilige Gees gelei was, wat miskien 5 jaar gelede al gelei is met die Heilige Gees om ook hierdie lesstudies vir hierdie tyd voor te berei. Here, ons wil vra dat ons van sitplek tot sitplek sal gaan vanmôre. Ons wil bid in besonder dat U ons verstande sal verhelder, sodat dit wat ons mag lees, wat ons mag hoor, dat ons dit sal verstaan en dit ook sal oordra aan ander, soos U dit graag wil hê. Ons vra en ons bid dit enkel alleen om genade. Amen. Broers en susters, ons het so 5 minute voor die tyd, so nou voel ek nie sleg nie, dat ek so 'n bietjie nie meer gaan doen nie, maar dat ek vir ons die inleiding vanmôre net sal voorhou. Ek neem aan, miskien is daar almal van u wat dalk al reeds opgemerk het, dat ons is by 'n nuwe kwartaal. Ons het pragtige lesse gehad die vorige kwartaal, die psalms, maar nou hierdie nuwe kwartaal, broer en suster, sien ons dat ons die boek wat alreeds die groot stryd tot ons beskikking is en wat 'n wêreldwye poging is om uit te stuur na ander toe. Hoopelik dat nie net hierdie week se les nie, maar hierdie kwartaal se les ons sal motiveer om die harde werk wat daar reeds gedoen is, om die boeke te druk, om die boeke gereed te hou vir ons almal, dat ons meer geïnspireer sal word en gemotiveer sal word om meer en meer van die E.G. White se veral die groot stryd te kan bekom, om dit aan ander oor te dra. Ek wil die geleentheid ook gebruik maak om te sê dat, ek weet Pieter het dit doen in die week dink ek genoem, of vorige week, ek dink hierdie week, dat daar is so baie mense wat bestel het by Jan, die groot stryd, maar so baie min het kom afval. Ek dink amper ek is reg, Pieter het dit reg opgesom. Maar kom ons gaan voort, en ek wil graag vir u die inleiding van hierdie week se les bring, van die groot stryd, die inleiding van hierdie week se les. Dit sê vir ons uitdruklik, dat indien jy gevra sou word, wat die hooftema reg deur die Bybel is. En ja, dan gaan ons nou die vraag kry, en ek glo ons gaan hierdie vraag kry, en veral in die wêreld daar buite sal dit sê, Jesus, reg deur die Bybel. In ons geleedere, Advent boodskap geleedere, sal die hande opgaan en sê, die plan van verlossing. Die kruisiging. Nou ja, dit sê vir ons hier baie duidelik, dat al 3 natuurlik, maar hierdie 3 belangrike onderwerpe, al 3 natuurlik is waar, maar wat belangrik is, maar hierdie 3 belangrike onderwerpe openbaar selfs nog meer, en dit sê vir ons in die inleiding, alles omvattende die tema van die groot stryd, ontvou daai dele van deur in die Bybel deurkom, Jesus en die verlossingsplan, sowel as die kruis. Hierdie tema vul die hele Bybel van die boek, van Genesis af tot en met Openbaring. Die groot stryd, my broer en suster, het in die hemel begin toe Lucifer teen God gerebelleer het. Die kern van hierdie kosmiese stryd is die strydvraag oor God se liefde. Is hy waarlik liefdevol, is die vraag?
Het hy die beste belange van sy menslike wesens in gedagte? Of is hy 'n autoritaire diktator wat net sy eie belange op die hart dra? Wat 'n vraag. Maar daar mag mense wees wat nie so na aan die Here leef, wat hierdie tipe vrae sal vra, as hulle nie regtig die Bybel ken of Jesus ken nie. Hierdie kwartaal se lesse, broer en suster, volg die geskiedenis van die wêreld vanuit God se perspektief uit. Soos wat die profeseë dit onthul vanaf Christus se tyd dwars deur die eeue tot die teenswoordige en daarna. God is in wese 'n liefdevolle God en daarom is al sy handelinge gevul met liefde, alhoewel hierdie feit nie altyd duidelik vir ons, vir my en vir jou, nietige mense en wesens of selfs vir engele is nie. Maar God se liefde word geleidelik onthul soos wat die groot stryd openbaar word. Ons sien duidelik die hoogte en die diepte daarvan by die kruis. By Golgotha was God se liefde voor die heelal tentoongestel. Toe Christus sy lewe gegee het om die mens te red en toe Satan sy uiteindelike nederlaag bekragtig was. Baie belangrik, die stryd woed nog steeds voort. Satan het probeer om Jesus deur die kruis te vernietig en deur die eeue heen sien ons hoe hy probeer om God se volk ook te vernietig. Alhoewel Satan Christus se kerk kwaai vervolg het en miljoene vermoor het, was God altyd, my broer en suster, altyd teenwoordig by sy volk en sal hy hulle ook nooit verlaat nie. En dit moet vir my en jou absoluut bemoedigend wees. Hierdie kwartaal gaan ons die hoofgebeurtenisse in die groot stryd nagaan. Die opstand en die opstand wat in die hemel begin het. Ons gaan die hoofvraagstukke in die stryd tussen Christus en Satan bestudeer. Ons gaan die onoorwinnelike moed van die Waldense sien, ten spyte van heftige vervolging, en die vasberadenheid van die hervormers om Bybelwaarhede na te volg, selfs ten tye van vervolging, boeye en kettinge, die brandstapels en marteling. In haar kommentaar, dis nou E.G. White se kommentaar oor die geloof van hierdie geestelike reëse skryf E.G. White, die Bybel was hulle enigste gesag en aan die leer daarvan het hulle alle leerstellings en aansprake getoets. Dit was geloof in God en sy woord wat hierdie manne geïnspireer het, waar hulle lewens op die brandstafel opgeoffer het. En broer en suster, as hierdie lesse nie my en jou gaan motiveer, miskien het jy jare terug die groot stryd gelees, miskien het jy hom gelees toe hy nog net in Engels was, baie jare gelede. En miskien dreig ek en jy om hom weer te begin lees, aangesien ons hom versprei. Maar laat dit vir ons 'n motivering wees. Die hervorming het 'n vlam van waarheid aangesteek, wat steeds helder skyn. Die hervormers se vaste geloof in die skrif en hulle onwrikbare vertroue in verlossing deur genade alleen, deur geloof, het die weg gebaan vir die ontstaan van die adventbeweging. En u ken die geskiedenis wat deur William Miller en 'n menigte ander rondom die wêreld begin was. Die Sewendag Adventiste Kerk was deur God op die been gebring om verder op die grondslag wat deur die hervormers gelê was, te bou, om sodoende die Bybelse waarhede wat deur die eeue verlore gegaan het, weer eens te herstel. Die hooftaak van hierdie kerk is om die drie engele boodskap van Openbaring 14, vers 6 tot 12 te verkondig, God se finale waarskuwing aan 'n wêreld wat binnekort tot 'n einde gaan kom. En ons kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Hierdie bekendmaking, my broer en suster, weg die gramskap van Satan op en hy word as 'n draak deur die apostel Johannes uitgebeeld. En die draak was voortdurend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakommelinge. En daai nakommelinge wat die gebooie van God bewaar en baie belangrik en ook die getuienis van Jesus Christus hou. Openbaring 12 vers 17. Ons gaan ook die finale gebeurtenis van die groot stryd bestudeer, insluitend in God se liefde, wat oor al die vorste en magte van die hel gaan triomfeer en die herskepping van nuwe hemele en 'n nuwe aarde inlei.
Hoewel die uitgangspunt van hierdie kwartaal se lesse op die Bybel, my broer en suster, gegrond is, gaan ons ook E.G. White se boek, Die Groot Stryd, gebruik om die tematiese hooftrekke in hierdie uiterse belangrike studie aan te dui. Die hoofstukke in die boek waarop elke les gebaseer is, word aangedui sodat die boek as 'n handboek vir verdere studie gebruik kan word, om ons te help om die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref. My broer en suster, dit in die inleiding van hierdie kwartaal se lesse, en mag ek en jy werklik waar baie stof vind en dit so belangrik om ook hierdie boek dan nou die groot stryd dan uit te dra en aan te moedig vir ander. Goed, kom ons begin en ons kyk na die felste oorlog van alle oorloë, as ons begin met die lesstudie vooraf, die stryd tussen goed en kwaad, wat so belangrik is. Ons geheeteks, Openbaring 12 vers 7 en 8. Ek verwag nie dat julle al die teks moet opgesit nie, want daar is nie verskriklik baie nie, maar julle is welkom as julle wil, Greg. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Ja, soos die les, soos ons met hom aangaan, sal ons sien, waar het sonde ontstaan, en dat die sonde by Lucifer in die hemel self ontstaan het. En gaan ons hier en daar 'n vraagie ook kry, maar hoe kon God dit toelaat? Maar weer eens, met hierdie les, het ek vir myself gesê, wie jy Dirk, ek en jy kan, wat miskien die waarheid ken, wat studeer en wat lees en wat die kennis het, daar is tog mense wat daar buite nie die kennis het nie, en wat hierdie tipe vraag vra, hoe kon God dit toegelaat het, dat Lucifer so 'n bose engel word? En die les gaan vir ons wys hoekom. Want God is mos almagtig. Hy kon mos dit nie toegelaat het nie. Hy is dan almagtig. Maar daar is mense daar buite wat nie die verhouding met die Here het nie, nie die verhouding het met die Bybel en die kennis het nie, wat regtig daai tipe vrae vra. Ek het my al teen so 'n persoon vasgeloop. As God so goed is dan, waarom is die wêreld dan so boos? Dis hulle vraag. As God dan nou so goed is en so almagtig is en alles net, waarom is die wêreld dan so boos? Vir die wêreld daar buite, vir die mens wat nog hierdie kennisse en inligting en veral die boek van die Groot Stryd moet kry. Dis vir hulle is dit 'n doodgewone vraag. Nie meer vir my en jou nie. Broer en suster, hoe kan 'n God van liefde toelaat dat so baie boosheid bestaan? Waarom gebeur daar slegte dinge met goeie mense dan? Ag, ek beskou myself ook nog nie te slegte mens nie, maar like net so 6 weke terug het 3 manne onder in die dorp my sommer tromp opgeloop en my selfoon van my afgevat en 'n paar rand uit my sak uit en ek moes buite my kampverzone soos in 'n bokskruit weer te kere gaan. Ja, hoekom gebeur daar slegte dinge met goeie mense? My broer en suster, ons begin met Lucifer se rebellie in die hemel, om die oorsprong van sonde en God se langmoedigheid met die sondeprobleem te ondersoek. God is 'n ongelooflike liefdevolle God. Sy hele wese is liefde. Johannes 4 vers 7 en 8. Kan julle dit vir ons opgooi? 1 Johannes 4 vers 7 en 8. Ek ken die teksverse uit die koppe, al die. Ons gaan nie eens vir Rian vra om hulle op te sê nie, want hy ken die meeste. 1 Johannes 4 vers 7 en 8. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Jeremia 31 vers 3. My broer en suster,
Liefde kan nooit afgedwing, geforseer of nooit wetgewing verplig word nie. E.G. White stel dit so goed wanneer sy skryf. Net liefde kan liefde wek. Kom ons luister hierna. Die koning van die eeuwe, bladsy 22, om die mag van keuse te ontken. En dis waar die groot geheim lê. Die mag, die keuse wat God ons gegee het. Sy liefde wat gedryf is om vir ons nie te dwing om hom te aanbid nie. Om vir ons 'n keuse te gee. Wil ek hom volg of nie? Word die vermoë om lief te hê vernietig en deur die vermoë om lief te hê te vernietig. Ek wil weer begin. Om die mag van keuse te ontken, word die vermoë om lief te hê vernietig. En deur die vermoë om lief te hê te vernietig, word die moontlikheid om waarlik gelukkig te wees verwoes. God wen ons getrouheid deur sy liefde vir my en vir jou. Ja, hy hanteer die groot stryd tussen goed en kwaad op so 'n manier dat sonde nooit weer in die heelal sal ontstaan nie. God se doel is om voor die ganse heelal te demonstreer dat hy nog altyd in die beste belang van sy skepsels optree het. Om deur die lens van God se liefde na die wêreld te kyk in die lig van die groot stryd tussen goed en kwaad, kan elkeen van ons sekerheid hê dat waarheid uiteindelik die kwaad vir ewig en vir altyd, my broer en suster, sal oorwin. Nou, die hoofstukke in die groot stryd, die hoofstukke 29 en 30 van E.G. White se boek, dit is die groot stryd, dit is gebaseer, dit is waarop die les, die week se les gebaseer is. Ek weet nie of iemand van u dalk 'n antwoord het nie, broer Jan, maar ons weet dat hierdie boeke van E.G. White is oor die 100 jaar terug geskryf, en ons weet dat die lesstudies omtrent 5 jaar, help my reg, is ek reg? Greg, Ronel, omtrent 5 jaar, nou vra ek vir jou vanmôre, jy het seker al reeds daaraan gedink, maar kom ons vra maar, as sy oor die 100 jaar terug die groot stryd geskryf het, vir ook hierdie tyd waarin ons is, en hierdie mense wat 5 jaar terug gelei is met die Heilige Gees, hulle kon net gelei gewees het met die Heilige Gees, is dit nie waar nie? Nie op hulle eie nie, om te weet dat hulle moet hierdie kwartaalse lesstudies voorberei. Wat 'n wonderlike God, wat 'n groot God aanbid ons nie. My broer en suster, terug na die Sondaggedeelte toe waar dit gaan oor die oorlog in die hemel. Openbaring 12 vers 7 en 9. Kom maar soontoe blaai. Ek ken self daai gedeelte, u het dit al hoeveel keer in die verlede bestudeer. 12 van vers 7 tot 9. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Hierdie verse, broers en susters, beskryf 'n kosmiese stryd tussen goed en kwaad. Satan en sy engele het oorlog gevoer teen Christus en was toe uiteindelik uit die hemel gewerp. Dit is uiters vreemd, sê die les vir ons, dat oorlog in 'n volmaakte plek, soos die hemel, kon uitbreek. En weer eens, as ek en jy nie 'n pad of die kennis dra van die woord nie, dis hoekom daar's baie mense daar buite, wat nie die kennis dra nie. En vir so 'n persoon sal dit ook vreemd wees. Maar as dit dan nou so almagtig God is, en dis dan so 'n heilige plek, hoe kan daar nou 'n oorlog wees? Hoor jy wat ek sê vanmôre? Dis vrae wat die wêreld se mense daar buite het. Maar hulle gaan een of ander tyd in my en jou vasloop. Nou moet ons vir hulle kan verduidelik. Waarom het dit gebeur?
Het 'n liefdevolle God 'n demoniese engel geskep wat hierdie oorlog begin het? Was daar een of ander fatale gebrek in hierdie engel wat hom daartoe gelei het om dan nou so erg te rebelleer? Met ander woord kom daarop neer, wat hier gevra word met elke vraag, is Lucifer so geskape? Die Bybel verduidelik die ontstaan van die kwaad baie goed. Die gordyn word oopgetrek om hierdie stryd tussen goed en kwaad te ontbloot. En ons sal sien, Lucifer is nie so gebore nie. Maar vir die wêreld daar buite, wat dit nie die kennis het nie, verstaan dit nie. Jaloesie, vryheid van keuse. God het nie 'n duiwel geskep nie. Esegiel 28 vers 12 en 15, Jesaja 14, ons kan dit daar sien en ons kan dit vergelyk. Hy het 'n wese wat lig uitgestraal het geskep met die naam Lucifer. Hierdie hemelse wese was volmaak geskape. Sy volmaaktheid het vryheid van keuse ingesluit, soos wat ek en jy vryheid van keuse het. Het ook die engele 'n vryheid van keuse gehad. En ons gaan nou net daarby uitkom. Hulle was nie robotte nie, soos ek en jy nie 'n robot is nie. Die robotte wat ons kry op hierdie stadium in die groot eerste wêreldlande is as vol van die mens wat hulle maak, wat hulle bou. 'n fundamentele beginsel van God se regering wat deur liefde alleen bestuur word en nie deur dwang nie. God dwing niks af op my en jou nie. Is my en jou keuse of ons wil hom aanbid of nie. Sonde het in die hemel by Lucifer self ontstaan. Daar is geen logiese verduideliking waarom hierdie volmaakte engel toegelaat het, dat trots en afguns in sy hart ontstaan het en tot rebelsheid teen 'n skepper gegroei het nie. Lucifer, 'n geskape wese, het die aanbidding wat die skepper toegekom het, begeer. Daar het begeerte en jaloesie ingekom. Hy sien hy het 'n keuse gehad. Soos ek en jy ook vandag 'n keuse het. Miskien het dit al oor jou pad gekom. Miskien wou jy al daai hoë topposisie gehad het. Dis net in 'n ander vorm, né, as wat Lucifer se situasie was. Maar dit kom op dieselfde neer. Lucifer, 'n geskape wese, ja, sy opstand het tot openlike oorlog in die hemel gelei. So dis waar sonde begin het. Dis waar dit vandaan kom. Alhoewel God lankmoedig met Lucifer was, let wel, hy was nog steeds lankmoedig met hom gewees, kon hy hom nie toegelaat het om die hemel met sy rebelsheid te besoedel nie. En ek dink in vandag se lewe ook, sal dit plaasvind en dis hoekom ek en jy ook in ons eie gemeente, en elke gemeente in die land, ook maar waaksaam moet wees met broers en susters, wat deel van die gemeente is, dat as daar dalk ongeruimdhede plaasvind, dan gaan ons dit ook nie toelaat nie. Dan gaan ons ook praat daaroor. Dan gaan ons ook seker maak, dat hierdie vrot appeltjie nie die res besmet nie. En God het besef, uitgeweet, hy gaan dit nie toelaat nie. Die hemelse rade het met Lucifer gepleit. Die seun van God het aan hom die grootheid en goedheid en regverdigheid van die skepper voorgehou. Dit was aan hom voorgehou wees, as ook die onveranderlikheid van sy wet. God het self die orde van die hemel bevestig en deur daarvan af te wyk, sou Lucifer sy skepper onteer en sy eie ondergang bewerk het. Maar hierdie waarskuwing wat in oneindige liefde en genade geskied het slegs 'n gees van weerstand laat ontstaan. En ons kan dit daar gaan lees in E.G. White se Groot Stryd, bladsy 494 en 495. My broer en suster, watter lesse kan jy uit God se karakter in sy optrede teenoor die kwaad leer? Ons weet dat God is 'n God van liefde. Broer Ben.
vraag hoe jy daaronder gevra het, watter lesse kan ons uit God se karakter en sy optrede teenoor die kwaad leer? As ons die antwoord daarvoor wil vind, moet ons na 1 Korintiërs 13 gaan. God is liefde. Ja. En God is lankmoedig. God is nie opgeblazen nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Korrek. Bly saam met die waarheid. Is nie bly saam met die ongeregtigheid nie. So as ons wil leer hoe of 'n idee wil kry van God se handeling teenoor Lucifer, dan moet ons na 1 Korintiërs 13 gaan. Baie dankie. Al die gedeelte van lankmoedigheid, Here is lankmoedig en so aan. Daar kan ons 'n beeld kry Verseker. van hoe die Here se karakter en hoe hy gehandel het met Lucifer. Ek wil net ietsie by sê oor Lucifer. Asseblief. Miskien kom dit nie. Sy ontevredenheid was aansteeklik. En dit is so, wanneer jy ontevrede is en jy die regte motivering, soos wat hy gehad het, hy was nie 'n gewone engel nie. Ja, ja. Hy het 'n baie hoë posisie beklee, eintlik net naas Christus, het hy gou aanhangers gekry. En dis iets wat hy moet teenwaak. Ontevredenheid is aansteeklik. Ja, ja. Daar teenwaak. Baie beslis. Baie dankie, broer Ben. Dit is absoluut waar wat jy daar sê, en rondom die liefde is so waar. En ja, ons moet maar net Korintiërs 13 gaan lees. Om so 'n bietjie aan te gaan, dankie broer Ben, Lucifer, hy mislei Christus 7 uur, terwyl Lucifer mislei. Daar is geen logiese verduideliking, broer en suster, sê die les, waarom Lucifer die volmaakte engel toegelaat het dat, hy is die volmaakte engel, toegelaat het dat trots en jaloesie in sy hart wortel geskiet en laat groei het tot 'n opstand teen sy skepper nie. Satan se trots het tot openlike rebellie ontwikkel. Hy het God beskuldig dat hy onregverdig en onredelik is. Hy het die ander engele aangesteek met sy slawerny en met sy absolute beskuldigings wat hy gedoen het. Ja, in Openbaring 12 vers 4, wat openbaar dan hierdie geskrifte, hierdie gedeeltes oor Satan se vermoë om te bedrieg, hoeveel van die engele het vir sy leuns oor God geval. En hier is, ek en jy weet, ons moenie die duiwel onderskat nie. Ons moenie eers 'n kans gee nie. Toe oorlog in die hemel uitgebreek het, was die engele gedwing om 'n besluit te neem, of om Jesus of Lucifer te volg. Die les vra vir ons, wat was die aard van hierdie oorlog in die hemel? Was dit 'n fisiese of 'n ideologiese oorlog? Of was dit al beide? En die les sê, ons ken nie die besonderhede nie, maar die konflik was fisies genoeg, dat Satan en sy engele uiteindelik neergewerp is en uitgegooi is, so dit was basies fisies, né? En dan hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie, Openbaring 12 vers 8 en 9, ons kan dit maar naslaan. Hierdie tipe oorlog het klaarblyklik een of ander fisiese element ingesluit. Een ding is seker oor die oorlog in die hemel. Elke engel moes offer of teen Christus 'n besluit neem. Wie sou hulle volg? My broer en suster, ja, ek en jy ook, waar ons is vandag. Ek weet, die aanslag van die ou lewe word erger en erger en moeiliker. Weereens het ons 'n keuse, gaan ons toelaat om die aanslag wat oor ons pad gekom het die afgelope week my so bietjie gaan laat wankel, bietjie gaan laat toegee dalk. Ons moet vasstaan, ons moet volhard, en hoe meer ons uit die woord uit, eerliks nou by jou studeer, en hoe meer ons 'n verhouding bou met die Here, hoe sterker sal ons kan staan, want die Here sal gee vir ons sy woord. Ian. As ons menslik na dit kyk, dan kan ek nie insien, sê nou byvoorbeeld, ek was 'n engel in die hemel gewees. Hier is God, skepper van alles, en hier is Lucifer, wat teen hom opstaan. Dit klink vir my soos 'n logiese
keuse. Obviously gaan jy God kies. Maar tog is ek en jy elke dag staan ons voor hierdie keuses. Korrek. Gaan ons reg of verkeerd kies, want ons weet wat is reg en verkeerd. En dit klink so eenvoudig, die keuse is so maklik. Ja. God is die regte keuse, Dis reg. Absoluut. maar sonde vat ons in 'n pad wat ons nie wil gaan nie. Absoluut. Dankie Jan. Maar wat die lees hier duidelik vir ons ook sê, is eintlik vir ons wil uitspel is, moenie die duiwel onderskat nie. Dis waaroor dit eintlik gaan. En maar heeltemal reg. Moenie hom onderskat nie. Moenie dink ek sal maar net so, ons is baie redelik praktiese mense ook. Ek gaan nou maar saam met hierdie funksie. Ek dink ek aan my Sanlam daar. Hier teen die einde, toe ek weer begin terugkeer na die kerk toe, het ons nog belastingfunksies en opleidingsfunksie by die country club gehad. Nou deel ek met die manne wat ek mee, hoeveel jaar, senior manne, funksies bywoon. En as die opleiding goed afgehandel is, dan is die kroeg oop. Ruben, jy weet, jy ken daai pad. Wel by die gevangenisdiens ook. En daai koeldranke is goedkoop hoor. Daai koeldrank is goedkoop. Jy kan ver gekom met daai tyd met net 'n 10 of 'n 20 rand of 30. En nou weet ek, vandag se daar is dit seker 'n bietjie anderste. Seker baie duurder. Maar langs die rekord te maak, nou het jy 'n keuse. Nou my punt wat ek wil maak, ek staan met een voet daar, want in my hart sê ek nog steeds nee, ek is klaar met daai dinge. Maar ek staan daar, ek is daar by die funksie. Okay, dis nou maar miskien 'n gedwonge funksie, 'n opleidingssessie gewees, maar gewone funksie ook. So kom ons wees versigtig waar jy met jou voet staan. Ag, ek gaan nie toelaat dat ek ingeslurp word nie. Nou Ian, ons moet hou jou voet maar uit die dinge uit. Mens kan maklik in daai struik trap. As ons net kyk na ons eie kerk. Hoeveel wegbreek aksies was daar al. Mense wat glo dat die Heilige Gees staan nie. Mense wat nog aan die feeste wil vasthou. En dis is nie mense wat nou in die kerk gekom het nie. As mense wat donkie jare in die kerk is wat wegbreek. So ou, jy weet die woord van die Here sê, jy wat dink jy staan. Jy wat dink jy staan. Moet veral versigtig wees. Absoluut. Misleiding is baie subtiel. Lucifer het nie openlik begin met sy opstand nie. Dit was geleidelik, was baie subtiel. En die gedagte wat hy gehad het, was nie eers was dit om die, aanvanklik was dit sy idee om die wette van God te verbeter. So slinks het hy gewerk. Hy wou die wette wat miskien 'n beperking op die engele geplaas het, wou hy tersyde stel. En gaandeweg het hy daai opgewerk met die oog op God se posisie. Dankie. Hy wou daai stoel gehad het, Absoluut. maar hy wou nie daai karakter gehad het. Korrek. Ja, nee, hy wil nie karakter gehad. Maar weet wat is verontrustend? Daar's baie sulke mense wat dit ook doen. Selfs ek wil my baie keer in God se plek sit om 'n sekere saak op 'n sekere manier te behandel of te verhandel, terwyl ek weet die regte ding is eintlik God se weg. Abraham het dit gedoen. Hy het dit gedoen, hy het gesê nee, die Here het gesê jy gaan 'n seun hê, maar hy sê nee, wat ek kan nou nie wag nie, laat ek 'n bietjie hierdie troon van God beset en self 'n soort van God wees en 'n kind hê by 'n ander verwel gaan. As baie sulke gevalle selfs in die Bybel. So ou moet daarteen waak. Ou moet, absoluut. Dit is baie subtiel en dit is baie misleidend. Dit kan net so gebeur. Absoluut. Dankie broer Ben. Dit sê reeds ons in hierdie kritieke tyd van ons aardse geskiedenis word ons ook geroep, ek en jy, om vir ons teen Christus 'n besluit te neem. Nie halfhartig nie. Daar's nie 'n middel, daar's nie 'n lyndraad, daar's 'n draad nie. Daar kan nie 'n draadsitter wees nie. Jy's of vir God of jy val hierdie kant toe. Ons moet ook verklaar aan wie se kant ons is, aan Christus of aan Satan se kant. Maar ja, ek dink die les wil vir ons ook duidelik sê, broer Ben, dat ons moet baie versigtig wees. Nie die duiwel onderskat nie. En moenie
jou nog steeds begewe op plekke of dinge wat dink, jy is sterk genoeg, want jy is dan 'n kind van die Here en jy studeer gereeld. Jy sal teenstand kan bied nie. As jy jou oë uitvee soos jy nou gepraat het, soos wat Lucifer gewerk het, dan is jy in sy mag. En daarom moet ons moenie hom onderskat nie. Ons moet hom nie 'n kans, ons verhouding moet net bly groei in Jesus. Die feit dat hy 'n derde van die engele Daar sê sê baie. sê verskriklik baie, jy is heeltemal reg. Die les sê dit vir ons. 'n derde is nie 3 nie. Nee, Dis miskien 300 miljoen. vir al dis wat ons hoekom die weet. les ook dit noem van 'n derde, is om vir ons uit te spel, kyk hoe magtig was hy, kyk hoe slinks is hy, so ek en jy moet hom nie onderskat nie, dan 'n derde reeds, het hy mislei van die engele. Ja, ek het vir 'n ander vrou daar gesê, ek sê dit ook nou nie vir enige vrou nie, net 'n vrou wat my goedgesind is. Ons het so 'n bietjie met die duiwel gepraat. Ekskuus tog. Dus sê ek vir haar, luister, weet jy hoe is die duiwel? Hy sit jou so en kyk, en hy sit so en luister na jou, en hy skud sy kop en hy sê vir sy trawante helaas aan, ons sal sien. Ons sal sien. Dankie broer Ben. Genesis 2 vers 15 en 17, Exodus 32, Josua 24, daai laaste onderste gedeelte, en ek gaan 'n bietjie aanstap. Wat die fundamentele beginsels met betrekking tot die grootheid leer ons uit hierdie verse uitvra vir ons. Ek gaan nie elkeen almal nou lees nie, die tyd laat dit nie toe nie. Dis net belangrik. Toe God die mens geskaap het, hy die vermoë om te kan dink, redeneer en te kies diep in ons breine ingesluit en ingeprent. Die kern van ons mensheid is ons vermoë om morele keuses te kan maak. Ons is nie net robotte nie. Ons was na die beeld van God geskape en in teenstelling met die diere wat ook geskep was, het ons die vermoë om morele keuses te maak en volgens ewige goddelike beginsels te lewe, het ons ontvang. Van Lucifer se opstand in die hemel het God sy volk geroep om op sy liefde te reageer en aan sy bevele gehoorsaam te wees deur te kies om hom te dien. Nou kom die vraag, voor ons omblaai, watter lesse kan ons uit die stryd in die hemel leer met betrekking tot ons eie persoonlike stryd teen die kwaad? En ek en jy het baie al gehad en net miskien nog steeds. Miskien kan ons hierdie vraag vir onsself bietjie beantwoord. Wat het ons al geleer? Wat het ons uit die stryd in geleer? As Satan in staat was om regverdige, heilige, Ben, terug by jou, om regverdige, heilige, hemelse wesens te mislei, 'n derde van hulle, wat sê dit oor sy bose pogings om my en vir jou te kan mislei? Ek en jy durf hom nie onderskat nie. Ons durf nie. Soos Ben sê, hy staan daar, hy lag. Sê, jy dink jy sterk, jy dink, ek lag vir jou. Kom ons wees vas aan die Here, ons hou vas, ons laat nie toe. Ek het vir 'n ander gemeente so 2 paartjies gesê, ook 'n verskil wat daar is tussen onderlinge geskille wat daar is. Ja, nee, maar broer Dirk, as jy hier iets kan doen vir ons, en ek weet toe nou waarna hulle verwys, dit sê uitdruklik, daai kant soek 'n kerk, en hierdie kant dan soek 'n, ek sê broers en susters, ons moenie gemeentes, hulle is so klein, nog ook help verbreek nie. Hou nog vas, ons sal dit uitsorteer met Jesus, sal ons probleme uitsorteer. Die planeet aarde raak betrokke. Toe God die aarde geskaap het, het hy dit volmaak geskape. Die Bybel sê, toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Genesis 1 vers 31, ek ken daai gedeelte baie goed. Daar was geen sondevlek of boosheid nêrens nie, maar hy het aan Adam en Eva dieselfde vryheid van keuse gegee, as wat hy aan
Lucifer gegee het. Vryheid van keuse. Hy wou net so min robotte op die aarde gehad het, my broer en suster, as wat hy nie in die hemel robotte wou gehad het nie. Ons is nie robotte nie, ons is na God se beeld geskape. Ook die engele is nie robotte nie. Ons is mense en die engele, hy het vir ons die keuse, God het vir ons die keuse van vryheid gegee. En Lucifer het daai keuse gemaak. En dis waar die sonde begin het. Om die waarheid te sê, hy het uit sy pad gegaan om hierdie vryheid van keuse duidelik te maak. Hy het 'n boom in die tuin geplant en dit die boom van kennis van goed en kwaad genoem. Jy ken die Bybel self. Hy het 'n punt daarvan gemaak om hulle daarvan te vertel, want hy wou seker maak dat hulle weet dat hulle 'n keuse het. My broer en suster, ek en jy maak elke dag keuses. Ons moet dink wanneer ons keuses maak. Opreg, maar voor ons dit doen, moet ons bid, dat die Here vir ons sal lei, dat ons die regste. Ek het baie lank terug al in my lewe het ek besluit, toe ek baie jonger was, hierdie groot besluite, dat jy baie ernstig voor die Here se voete, al bid jy ook in die oggend, al trek jy die wapenrusting aan, deur die loop van die dag, tot jou kleinste besluitjie. Ek kan maar my gebedjie, so skietgebedjie opdoen, dan sit ek dalk in die voertuig. Ek wil hier nie vir jou voorskryf hoe en wanneer jy moet bid nie, maar moenie net die groot besluite nie, maar tot die kleinste besluitjie. Satan het na die boom toe gekom, en terwyl Eva daar vertoef het, het hy vir haar gesê, julle sal gewis nie, ek ken hierdie gedeeltes van die skrif baie goed. En hy het gesê, as jy van hierdie boom eet, sal jy 'n nuwe sfeer van bestaan binne gaan. Dis was alles leuns gewees. Jy sal 'n sensasie ondervind wat jy nog nooit voorheen ondervind het nie, het hy vir Eva vertel. En Eva, God steek iets vir jou weg. Ja, die duiwel was slinks gewees, en Eva het later Adam hulle keuse gemaak, en hulle het 'n deur oopgemaak, wat God vir ewig wou toegehou het. Die deur van sonde. Dit was die poorte na sonde, die poorte na lyding, hartseer, die poorte na siekte en die dood. Ben. Dis so ietsie wat ek my laat dink het. Eva was bekend met goedheid, want God het alles gemaak, alles was goed, en teenoor was baie goed. Dit was die ander gedeelte waarin sy geïnteresseerd geraak het, die kwaad. Die een kant het sy geken, baie goed geken, was om haar, was in haar wese, sy was ook volmaak, maar dit was daai ander gedeelte wat sy geïnteresseerd geraak het. En dit sê ook ietsie, nee. Ons weet wat reg is, ons weet wat goed en heilig en rein is. Maar dis daai ander gedeelte. Ek wonder hoe smaak daai ding, weet jy. En so, nou ja. Ons word voor hierdie dinge gestel, voor keuses, jy weet. Verseker, ja. En soos jy gesê het, God het ons daar die vrye wil gegee. Ons kan kies. Absoluut. Ons kan kies. Verseker, baie dankie. Dan Genesis 3 vers 1 tot 3 en Romeine 3 vers 23, Romeine 5 vers 12, wat is die teksverse wat met mekaar in gemeen hierso? Die diepste wese van sonde is om teen God te rebelleer. Maar broer Bram, welkom. Daardeur word die mens van God geskei. As ek en jy rebelleer teen God, outomaties word ons geskei. En omdat God die bron van lewe is, het om van God geskei te wees, die dood tot die gevolg het dan. Dit lei ook na bekommernisse, dit lei na angs, na ongesteldheid en siektes toestaan. Die lyding in ons wêreld is uiteindelik die gevolg van ons bestaan op 'n sondebelaaide planeet. Ja, die lyding in ons wêreld. Dit beteken natuurlik nie dat elke keer wanneer ons ly of siek word nie,
ons gesondig het nie. Nee, dit beteken dat elkeen van ons geraak word, omdat ons op 'n sonde besmette planeet leef. Liefde vind 'n weg, my broer en suster. Adam en Eva het gesondig en God het toe aan hulle gesê dat hulle hul huis in die tuin moes verlaat. Arbeid en lyding sou nou hulle lot wees. Sou hulle nou moes ly en uiteindelik sonder hoop sterf? Is die dood die einde van alles? Dit was op hierdie tydstip dat God aan hulle die belofte wat in Genesis 3 vers 15 opgetekenis gegee het. Vir die slang het hy gesê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die haksteen byt. Hulle het dalk op daardie oomblik nie heeltemal verstaan wat dit beteken nie, maar hulle het geweet dat daar vir hulle weer hoop was. Op een of ander manier sou daar deur die saad van die vrou vir hulle verlossing kom. Die saad van die vrou is natuurlik Jesus Christus. Galasiërs 3 vers 16, broer en suster, Satan het Jesus se haksteen op die kruis gebyt, maar Jesus se oorwinning is ons waarborg, dat die slang se kop eendag vermorsel sal word, en dat die deur wat Adam en Eva oopgemaak het, gesluit sal word. Daardie deur van sonde. Wonder jy soms of God jou werklik lief het? Kyk na die kruis, kyk na die doringkroon, kyk na die spykers in sy hande en voete. Deur elke druppel bloed wat Jesus op Golgotha gestort het, sê God, ek het jou lief. Ek wil nie in die hemel sonder jou wees nie, sê hy. Ja, jy het gesondig, jy het jouself aan die vyand verkoop. In en deur jouself is jy die ewige lewe nie werd nie. Maar ek het die prys betaal om jou terug te koop. Wanneer jy na die kruis kyk, hoef jy nooit weer te wonder of jy bemin word nie. My broer en suster, die Bybel praat van 'n Jesus wat na hierdie wêreld gekom het en hartseer, teleurstellings en pyn verduur het, net soos die hele mensdom. Dit openbaar 'n Christus wat dieselfde versoeking die hoof moes bied. Christus wat oor die vorste en magte van die hel getriomfeer het, terwyl hy geleef het, en deur sy dood op die kruis, en dit alles vir elkeen van ons persoonlik. Dink aan Jesus, die een wat die ganse heelal, my broers, geskep het, die ganse heelal. Johannes 1 vers 3, het nie slegs van die hemel neergedaal na hierdie gevalle wêreld nie, maar hy het ook gelei, meer as wat enigeen van ons ooit sal of kan lei. Jesaja 53 vers 1 tot 5. En dit het hy gedoen, omdat hy ons lief het. Elkeen van ons. Wat 'n kragtige rede om vir ons nog hoop te gee. Ons moenie hoop verloor nie, my broer en suster. Ons leef van die eindtyd. Laaste is die eindstreep is daar, ons sien hom al. As ouens soos professor Walter Fyfe wat hom sien 2027, né? Sien hy hom. Maar ons weet, ons kan nie die dag en die uur bepaal nie, maar ons tydjie is kort. Hy is ons hoëpriester. Dit wat Jesus op die kruis vir ons gedoen het, stel hom in staat om in die hemel vir ons in te tree. Ons verreëse heiland is ons groot hoëpriester wat aan ons alles voorsien wat ons nodig het om gered te word, om vir ewig in God se koninkryk te kan lewe. My broer en suster, Hebreërs 4 vers 5 en 16 wat ons nie nou gaan lees weer is die tyd nie, en Hebreërs 7 vers 5 sê vir ons, die teksverse sê dat hy in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Hebreërs 4 vers 15. En dan word daar bygevoeg, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Dit beteken vol vertroue, sodat ons barmhartigheid kan kry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. My broer en suster, waarom dink jy het Christus homself vir ons laat kruisig? Wat maak ons so kosbaar? Ek en jy is baie kosbaar vir Jesus. Ons is na sy beeld geskape. Sy liefde om God se seun te stuur om vir my en vir jou te kom sterf, sodat ek en jy die geleentheid kan hê om die ewige lewe te kan hê. Hy wil so graag
met ieder en elkeen van ons, vir ewig en vir ewig, 'n lewe hê. Wie sê ek en jy? Ons moet ons nie te gering skat nie. Nadat Christus die groot offer gegee het, het hy opgevaar en hy het die aanbidding van engele geweier, totdat hulle eers die versoeking gerig is. Nou, my broer en suster, meer as enigiets anders wil Jesus hê dat ons saam met hom in die hemel moet wees. Die begeerte van sy hart, die rede vir sy dood en sy intrede vir ons, is om ons te red. Het jy 'n spesiale behoefte in jou lewe? Vertel dit aan Jesus. Waar daar droefheid is, bring hy vertroosting. Waar daar vrees is, bring hy vrede. Waar daar skuldgevoelens is, my broer en suster, bring hy vergifnis. Waar daar swakheid is, bring God krag, nuwe krag. Mag hierdie week en hierdie kwartaal se lesse rondom die groot stryd van E.G. White vir jou en vir my 'n aanmoediging wees om miskien opnuut weer die boek Die Groot Stryd, as jy hom nie alreeds net weer nou die dag weer klaar gelees het nie, maar weer opnuut Groot Stryd aan te skaf, of as jy hom het op jou rak, lees hom weer. Terwyl die kruis van Golgotha aantoon dat die wet van God onveranderlik is, my broer en suster, verklaar dit ook aan die ganse heelal dat die loon van die sonde die dood is. Is daar enige iemand wat iets wil byvoeg? Janeman, Benna? Niemand wat iets byvoeg nie, kom ons sluit dan af in gebed. Liefdevolle God en Hemelse Vader, o Here, ons wil vir U baie, baie dankie sê, Here, dat U vir ons die boodskappe op hierdie wyse bring. Baie dankie, Here, dat ons nog in veiligheid U woord kan studeer, en dat ons nog in veiligheid U kan aanbid. O Here, ons wil vir U vra dat dit wat ons uit U woord uit leer, dat ons dit nie vir onsself sal hou nie, maar Here, waar daar ook hulpmiddels is, soos die Bybel, soos die boeke van E.G. White, Die Groot Stryd, wil U gee dat ons nie sal versuim om dit aan ander te bring, wat dalk ook so graag meer van U wil leer nie. Is my gebed vanmôre, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen om genade. Amen. Ons sal nou skei tot die erediens. Dankie.